Welkom by die Bible GPS Instituut. Ons laaste boodskap oor die Heilige Gees gaan oor hoe kan ons die Gees van God opnuut leer ken of ontmoet in die kerk. Nou jy mag miskien wonder, maar hoekom sal ons so 'n tema hê? Hoe kan ek die Gees weer ontmoet in die kerk? Want jy mag dalk voel, maar die kerk is leeg want dis COVID-19, mense gaan nie meer kerk doen nie. Maar ons moet weet dat ons is eintlik die kerk. Ons gaan eintlik Sondag net na 'n gebou toe. So die kerk gaan Sondag na 'n gebou toe. So ons is die kerk. So die kerk is nie eintlik leeg nie. Die kerk is eintlik ontplooi in die wêreld. So waar jy ook nou al is, daar is die kerk. En dit is die goeie nuus. Maar dis baie belangrik dat ons bietjie sal let op, maar hoe kan ons God se Gees weer ontmoet in die kerk? Want die kerk is op 'n manier in 'n krisis. As ek vir jou sou vra, hoe gaan dit in die kerk waarin jy is? Hoe gaan dit met die denominasie waarin jy behoort? Ek praat met baie mense en baie predikante en hulle is geweldig bekommerd oor die kerk. Daar is die etiese kwessies wat kerke mee worstel en dit is besig om kerke in twee te skeer. En so erg dat mense mekaar nie eens mee hoor nie. En dit veroorsaak verskriklike slegte beeld van die kerk na buite. Navorsing wys dat as daar vir nie-kerkmense gevra word, wat is die eerste ding wat in jou gedagtes opkom as jy aan die kerk dink? Dan sê die mense veroordelend. Die kerk is veroordelend en dit is hartseer dat mense so 'n beeld van die kerk het. En baie kerke probeer veld wen, maar baie kerke probeer op 'n verkeerde manier veld wen. Dit herinner my aan wat een van my professore gesê het. Hy het gesê, ons moet besluit of ons die bokke wil vermaak of die skape wil laat wei. Dit is wat die kerk moet besluit. Ons is nie geroep om gewild te wees nie. Ons is nie geroep om vermaaklikheidsterre te wees nie. Ons is geroep om die skape te laat wei, om die skape kos te gee. Want mense is honger. Mense is honger vir die waarheid. Mense is dors. Mense wil hulle dors laat les. Ek het al 'n graffiti gesien waar daar staan, Jesus is die antwoord. Toe skryf iemand onderaan, as Jesus die antwoord is, wat is die vraag? Nou die vraag is, wat kan my dors les? Die vraag is, wat kan my honger stil? Nou ons weet dit is Christus, maar ons moet weet wat die vraag ook is. Wat kan my honger stil en wat kan my dors les? Nou ek is 100% daarvan oortuig dat die kerk is die enigste antwoord vir die wêreld. Want die kerk is oralste op aarde en die kerk is die organisme met die meeste volunteers van enige organisasie wat daar is. So die kerk het 'n geweldige uitdaging voor ons. Maar is baie belangrik om te weet, maar hoe pas die Gees in by die kerk? As ons kyk na die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament, dit staan bekend as die evangelies. Dis die evangelie van Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En evangelie beteken maar net goeie nuus. En dan kry ons die boek Handelinge wat gaan oor die ontstaan van die kerk. En geleerdes het al die boek Handelinge genoem as die evangelie van die Gees. Want 70 keer word daar in die boek Handelinge, wat sommige noem die evangelie van die Gees, word dan na die Heilige Gees vernoem. So omtrent 70 keer word na die Gees vernoem. En 55 van daai 70 keer verwys spesifiek na die Heilige Gees. So die boek Handelinge kan 'n mens opreg sê, is dan 'n boek van die Gees, is die evangelie van die Heilige Gees. Geen ander boek maak meer vermelding na die Gees as die boek Handelinge nie. En die boek Handelinge is dan ook die ontstaan van die kerk. So die kerk en die Gees gaan baie nou aan mekaar saam. Nou as ons aan die Heilige Gees dink, dan kom daar 3 dinge baie sterk na vore. Die eerste een is die taal van die Heilige Gees. Nou toe die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag, in Handelinge 2 lees ons daarvan, toe was die disippels in 'n kamer en die Heilige Gees kom af op hulle. En toe gaan hulle na die skare toe, want daar was 'n groot fees in Jerusalem. Mense het van oralste afgekom om dankie te sê vir die oes. En mense het verskillende tale ook gepraat. En toe het die disippels ingegaan onder die skare. En die disippels het die mense se tale begin praat. En die mense gedink, maar wat gaan hier aan? Dit is ongelooflik. En van die mense het na die disippels verwys en sê, maar hulle moet dronk wees om so te kan praat. En toe begin Petrus sy boodskap in Handelinge 2 en sê, nee, hulle is nie dronk nie. Dit is maar net die profesie van Joël
wat in vervulling gaan, dat die Gees gaan neerdaal en hy gaan vir die mense krag gee. So die kerk het begin met die uitstorting van die Heilige Gees. En die Heilige Gees is uitgestort, die disippels kon die tale praat van die mense. Nou is die vraag maar hoekom? Nou, jy sal weet dat as jy in 'n plek gaan of na 'n land gaan, jy kan nie die taal praat nie. Dit is so 'n bietjie 'n vreemde gevoel. Maar sodra iemand jou taal begin praat, dan voel jy so opgewek. Ek en 'n vriend was na die dag, of eintlik my neef na die dag in 'n restaurant gewees en ons praat Afrikaans in Kanada. Toe kom daar 'n swart vrou van Zimbabwe en toe hoor sy ons praat Afrikaans. En toe was dit so lekker vir haar gewees, want sy kon Afrikaans verstaan. Sy het gevoel, maar ons is deel van dieselfde kontinent. En sy het lekker lank met ons gesels, want sy het nie meer 'n uitstootling gevoel nie, maar sy het gevoel sy is nou deel van. Want die taal wat jy praat, is eintlik die huis waarin jy woon. Daarom wat die Heilige Gees gesê het, ek gaan nou vir die disippels die tale laat praat van die mense, sodat die mense kan tuis voel in hulle huisie. Want die taal wat jy praat is die huis waarin jy woon. So mense het samehore gevoel. Die ander ding as dit oor die Heilige Gees kom, dan gaan dit oor die gawes van die Heilige Gees. Nou die Gees het vir elke liewe gelowige 'n gawe gegee. Party is prediking, party is evangelisasie, party is dit net om goed te luister na ander, party is dit om diens te lewer, maar elkeen van ons het 'n gawe van die Gees gekry om van hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Nou ek dink baie keer aan die gawes van die Gees as 'n toolbox van 'n mechanic. Nou in daai toolbox is daar skroewedraaiers, spykers, tange, 'n saag, bore, maar elke gereedskapstuk is ewe belangrik. Die hamer kan nie vir die tang sê ek het jou nie nodig nie, of die spyker vir die saag. Ons almal is nodig as dit gaan oor God se koninkryk wat ons wil uitbrei in hierdie wêreld. So as dit gaan oor die gawes van die Gees, dan het elkeen verskillende gawes, nie een is belangriker as die ander nie, sodat ons kan saamwerk en nie teen mekaar werk nie. Dan die derde ding van die Heilige Gees is die vrug van die Heilige Gees. Nou Galasiërs 5 vers 22 sê die vrug van die Gees is vrede, liefde, blydskap en al daai goeie dinge wat ons in Galasiërs 5:22 kry. Nou is interessant, Paulus praat nie van die vrugte van die Gees nie, maar hy praat van die enkelvoud, die vrug van die Gees. Hoekom sal Paulus dit doen? Nou daar's 'n goeie rede daarvoor. Nou, jy kan nie sê ek het die vrug van blydskap, maar ek is nie eintlik 'n liefdevolle mens nie. Jy kan nie sê ek het die vrug van vrede, maar ek is nie altyd 'n aangename mens om by te wees nie. Nee. Al daai vrug van die Gees wat Paulus noem, daai lysie, is verskillende kante van die een saak van God se liefde. So daarom, jy kan nie sê ek is so vredelievend, maar ek het 'n kort nie meer nie. Dit werk nie so nie. Al daai goed werk saam. Dit is soos een lemoen met verskillende skywe. En elke skyf, as die lemoen soet is, sal soet smaak. So, ons kan nie dit van mekaar onderskei nie. So, dis die vrug van die Gees. En die vrug van die Gees is daar, sodat ons vir mekaar kan omgee. Dat as ons bietjie moeilikheid met mekaar het, dat ons kan vergewe. Dat ons goed kan wees teenoor mekaar. Hoekom is dit so? Hoekom is die tale aanvanklik toe die kerk begin het belangrik, dat almal mekaar kon verstaan? Samehorigheid. Hoekom is die gawes van die Gees daar? Sodat ons saam kan werk en nie dink die een is belangriker as die ander nie. En derdens, die vrug gaan oor om vir goeie verhoudinge te bou. Hoekom is dit? Johannes 13 vers 35 sê dit baie mooi. Daar staan, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Nie omdat julle antwoorde op al die vrae het nie, nie omdat julle die beste band in die kerk het nie, nie omdat julle gebou die mooiste lykie nie, nie omdat julle die beste programme het nie, maar die wêreld gaan weet dat julle my disippels is, oor julle liefde vir mekaar, hoe julle kan saamwerk, hoe die een nie neerkyk op die ander nie. Maar die hartseer is, dat dit nie oral waar is in die kerk nie. Ons faal geweldig.
Daar moet ons die Gees van God opnuut weer gaan ontmoet in die kerk, om te weet, hy wil jou gebruik. Jy is nie minder belangrik as die predikant of die ouderling of die diakon of die pastoor nie. Jy is nie minder belangrik nie. Die Here het jou geroep waar jy is met jou gawe. En dan moet jy toelaat dat God se vrug in jou na vore kan kom. Want die wêreld gaan weet, die enigste manier hoe die wêreld gaan weet dat Jesus is die Heer, is aan die liefde wat ons vir mekaar het. My gebed is dat ons God se Gees dan opnuut weer sal ontmoet. Kom ons buig die hoofde. Dankie Here dat U vir ons goed is. Dankie dat U Gees in ons woon. Dat U Gees wil hê dat die wêreld moet weet, as hulle die liefde van ons sien, dat Jesus is inderdaad die Here. Here, vergewe ons sondigheid. Ons besef dat ons nie altyd doen wat U wil hê ons moet doen nie. Ons is jammer daaroor. Here, help dat ons na mekaar sal luister. Ons weet dat die kerk gaan deur 'n moeilike tyd. Ons weet dat die kerk het geweldige uitdagings. Daarom het ons mekaar meer nodig as ooit. Help dat ons dit sal verstaan. Amen. Nicolees is die dogter van 'n goeie vriend van my. Hulle bly in die Weskus en sy gaan vir ons sing Die Here is koning in die hemel. My seënwense vir jou is dat jy die genade van die Here mag ervaar, dat jy die liefde van Christus mag ervaar en ook die gemeenskap van sy Gees. Amen.